Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 8de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê: plaaswaglid in die kop geskiet. Nog berigte, vrot munisipaliteite hulle toelaas kwyt. Ongeluk op Riversdal, verskeie mense na hospitale geneem. Argentinië wen aan spanning teen Egipte met 3-2 punte. Kruiwenweek in Caberra, nuwe uitslae hier te kry. Tour de France het 'n nuwe vierde skof wenner. 'n Plaaswaglid is in 'n ernstige skietvoorval naby Komatipoort in Mpumalanga in die kop geskiet. Die voorval het groot skokgolwe deur die plaaslike gemeenskap gestuur, waar inwoners al verlang bekommerd is oor misdaad op plase en in ander landelike gebiede. Volgens die inligting wat tot dusver beskikbaar is, het die voorval plaasgevind terwyl die plaaswag besig was met sy veiligheidswerk. Die presiese omstandighede wat tot die skietery gelei het, is nog nie amptelik bekend gemaak nie. Die nooddienste is na die toneel ontbied om die beseerde man te behandel voordat hy vir verdere mediese sorg geneem is. Die toestand van die plaaswaglid is nog nie amptelik bevestig nie. Familie en vriende en lede van die plaaslike gemeenskap hoop en bid vir sy spoedige herstel. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n ondersoek na die skietvoorval begin. Spelers sal getuienis ondervra en bewyse op die toneel versamel om vas te stel wat presies gebeur het. Teen die tyd van hierdie berig was daar nog geen amptelike aankondiging oor enige arrestasies of 'n moontlike motief vir hierdie aanval nie. Die veiligheid bly 'n groot uitdaging in baie landelike gebiede van Suid-Afrika. Plaaswagte speel 'n belangrike rol deur saam met boere, gemeenskappe en die polisie te werk om misdaad te bekamp. Die jongste voorval beklemtoon weer die gevare waarin mense blootgestel word, wat help om hul gemeenskappe veilig te hou. Gemeenskapsleiers het intussen 'n beroep op inwoners gedoen om kalm te bly en nie gerugte op sosiale media te versprei voordat die polisie die feite bevestig het nie. Hulle vra ook dat enige iemand met inligting wat met die ondersoek kan help, dit so gou as moontlik aan die plaaslike polisie kan rapporteer. Die polisie sê die ondersoek duur voort en meer besonderhede sal bekend gemaak word sodra nuwe inligting beskikbaar is. 3 mense het hulle lewens verloor en nog 14 mense is beseer in 'n ernstige motorongeluk op die N2 tussen Heidelberg en Riversdal in die Wes-Kaap. Volgens die eerste inligting het die ongeluk plaasgevind toe verskeie voertuie by 'n botsing betrokke geraak het. Nooddienste, verkeersbeamptes en die polisie het vinnig na die toneel gehaas om die beseerdes te help en die pad te beveilig. 3 mense is ongelukkig op die toneel doodverklaar. Nog 14 mense het beserings opgedoen. Sommige is lig beseer, terwyl ander ernstige beserings opgedoen het. Die beseerdes is per ambulans na nabygeleë hospitale vervoer vir verdere behandeling. Die ongeluk het groot verkeersvertragings op die N2 veroorsaak, terwyl reddingswerkers die beseerdes behandel het en die wrakke van die pad verwyder het. Motoriste is versoek om versigtig te ry en alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het 'n ondersoek na die oorsaak van hierdie ongeluk begin. Dit is nog nie bekend wat die botsing veroorsaak nie en geen verdere besonderhede oor die oorledenes is op hierdie stadium bekend gemaak nie. Action SA sê hulle gaan voort om te veg vir toegang tot belangrike dokumente oor die Palapala saak. Die party meen die dokumente kan nuwe lig werp op die diefstal wat in 2020 op president Cyril Ramaphosa se Wildsplaas plaasgevind het. Volgens Action SA het die Suid-Afrikaanse Polisiediens geweier om sekere dokumente ingevolge die wet op toegang tot inligting beskikbaar te stel. Die party het nou teen hierdie besluit geappeleer en sê hulle sal indien nodig die saak verder neem na die inligtingsreguleerder. Die Palapala saak het reeds vir jare opslag gemaak nadat 'n groot bedrag buitelandse kontant op die plaas gesteel is. Sedertdien was daar verskeie ondersoeke en hofsaake, terwyl oppositiepartye aanhou vra vir groter deursigtigheid en aanspreeklikheid. President Cyril Ramaphosa derentyd ontken dat hy enigiets onwettigs gedoen het en gesê hy sal die regsprosedure respekteer. Intussen die politieke en regstyd oor die Palapala saak voort. Action SA sê hulle sal aanhou druk uitoefen totdat die dokumente openbaar gemaak word en die publiek volledige antwoorde oor die saak gekry het. Die nasionale regering het besluit om finansiële toelaas aan verskeie swak presterende munisipaliteite tydelik op te skort. Die besluit volg nadat 'n ernstige kommer ontstaan het oor swak bestuur, onbehoorlike besteding van geld, korrupsie en die versuim om basiese dienste aan hulle inwoners te lewer. Volgens die regering is hierdie stap nodig om belastingbetalers se geld te beskerm en seker te maak dat openbare fondse reg aangewend word. Munisipaliteite wat nie aan die vereistes voldoen nie, sal eers moet bewys dat hulle finansiële bestuur verbeter het voordat die fondse weer aan hulle beskikbaar gestel sal word. Die opskorting van die toelaas kan egter groot uitdagings vir inwoners inhou. Projekte soos die herstel van paaie, water en rioolstelsels, asook ander infrastruktuurprojekte kan vertraag of selfs tot stilstand kom. Dit kan die lewering van noodsaaklike dienste ook verder verswak.
Kennis meen na die besluit 'n duidelike boodskap dat swak bestuur en wanbesteding nie langer geduld sal word nie. Hulle waarsku egter dat die regering ook moet toesien dat inwoners nie die grootste slagoffers van hierdie maatreël geword het nie. Die regering sê sal voortgaan om die betrokke munisipaliteite te monitor en ondersteuning te bied waar nodig. Munisipaliteite wat swak administrasie en finansiële bestuur regstel, kan weer in aanmerking kom om hulle toelaas te ontvang. Die vraag bly nou of hierdie streng optredes werklik die nodige verandering sal bring en of Suid-Afrikaners steeds met swak dienslewering en vervalle infrastruktuur sal moet saamleef. 'n Gewapende rooftog by 'n winkelsentrum in Stellenbosch het in 'n dramatiese skietery ontaard nadat 'n polisieman glo die verdagtes op 'n heterdaad betrap het. Die voorval het Sondag aand omstreeks 19:45 by 'n Pick n Pay in die Nolwenbos gebied plaasgevind. Volgens die polisie het 'n groep verdagtes probeer om die winkel te beroof en 'n werknemer na die kontantkantoor in te dwing. Net toe die rooftog aan die gang was, het 'n polisieman die winkel binnegekom, waarna een van die verdagtes uit die winkel weggevlug het. Die polisieman het die verdagte agterna gesit, waarna 'n ewige skietery tussen die polisie en die verdagtes uitgebreek het. Van die verdagtes het in 'n wit Ford en 'n silwer Volkswagen Polo probeer wegkom. Een van die voertuie het 'n polisieman raakgery en hom beseer, terwyl 2 polisievoertuie ook in hierdie voorval beskadig is. Die 4 verdagtes is onmiddellik op die toneel in hegtenis geneem. 'n 5de verdagte wat 'n skietwond opgedoen het, is later onder polisiebewaking in 'n hospitaal in hegtenis geneem. Die verdagtes is tussen 27 en 45 jaar oud en sal na verwagting binnekort in die Stellenbosch Landershof verskyn op aanklagte van poging tot sakeroof, poging tot moord en die aanval op 'n polisiebeampte. Die polisie het ook beslag gelê op 'n 9mm Beretta vuurwapen met 15 patrone, asook 'n nagemaakte vuurwapen. Die wegkomvoertuig is later in Kayamandi opgespoor, waar sigbare bloedspore daarin gevind is. Die ondersoek duur voort. 'n Ma en haar dogter is glo op 'n golflandgoed in die Noord-Kaap aangeval en beroof in 'n voorval wat groot skok onder die inwoners veroorsaak het. Volgens vroeë inligting het die voorval by 'n woongebied op die golflandgoed plaasgevind toe gewapende verdagtes die 2 vroue aangeval het. Die verdagtes het na bewering geld, selfone en ander waardevolle artikels en besittings geëis voordat hulle met die buit gevlug het. Die ma en dogter het ligte beserings opgedoen en is vir verdere mediese ondersoeke geneem. Geen lewensgevaarlike beserings is aangemeld nie, maar die 2 vroue is erg getraumatiseer in hierdie aanval. Die polisie het 'n saak van huisroof en gewapende roof geopen en ondersoek die omstandighede van hierdie voorval. Speders is besig om beeldmateriaal van veiligheidskameras te ontleed en getuies te ondervra in 'n poging om die verdagtes op te spoor. Inwoners van die landgoed het hulle kommer uitgespreek oor die veiligheid en vra dat sekuriteit op die terreine versterk moet word. Gemeenskapslede sê die voorval wys dat selfs gebiede met streng toegangsbeheer nie heeltemal teen misdaad beskerm is nie. Die polisie het enige persoon met inligting oor die voorval versoek om na vore te kom en die ondersoekbeamptes te kontak. Die verdedigende Wimbledon kampioen Jannik Sinner het sy plek in die halfeindronde bespreek nadat hy die Duitser Jan Lennard Struff in 3 stelle gewen het. Die wêreld se nommer 1 speler het met 7-5, 7-6 en 6-3 gewen. Hoewel die telling wys dat Sinner in reguit stelle gewen het, was dit 'n baie mededingende wedstryd geweest. Struff het met sy kragtige afslaan en aanvallende spel hierdie Italiaaner gereeld onder druk geplaas. Sinner het egter op belangrike oomblikke sy beste tennis gespeel. Sinner se oorwinning beteken dat hy nou sy 10de Grand Slam halfeindstryd gaan speel. Hy sal in die halfeindronde teen die wenner van die wedstryd, teen Novak Djokovic en Felix Auger-Aliassime te staan gaan kom. Met sy uitstekende vorm wys Jannik Sinner weer waarom hy as een van die groot gunstelinge beskou word. Die 19-jarige Suid-Afrikaanse paalspringster Ansonay de Beer het geskiedenis gemaak deur die senior Afrika rekord in vroue paalspring te verbeter. De Beer het by 'n atletiekbyeenkoms in Switserland 'n indrukwekkende 4,50 meter gespring. Daarmee het sy die vorige Suid-Afrikaanse en Afrika rekord van 4,42 meter wat reeds 26 jaar lank gestaan het verbeter. Die ou rekord is in 2000 deur Elmarie Gerrits opgestel. Die jong Suid-Afrikaner het met haar vertoning gewys dat sy een van Afrika se grootste atletiektalente is. Al het sy nie die byeenkoms gewen nie, was haar rekordprestasie die hoogtepunt van die dag. Die Noorweegse atleet Line Retjes het die kompetisie met 'n sprong van 4,60 meter gewen. De Beer het die afgelope jaar vinnig naam gemaak deur verskeie Suid-Afrikaanse junior en senior rekords te verbeter. Haar jongste prestasie wys dat sy gereed is om teen die wêreld se beste paalspringers mee te ding en dat sy 'n sterk kandidaat vir toekomstige internasionale kampioenskappe en die Olimpiese spele is. Die Suid-Afrikaanse atletiek ondersteuners het haar prestasies met groot trots verwelkom. Kennis glo dat Ansonay de Beer nog baie hoër kan spring naarmate sy meer ervaring op internasionale vlak gaan opdoen. Argentinië het op 'n skouspelagtige wyse teruggeveg teen Egipte en uiteindelik die wedstryd met 3-2 beklink.
Die span het aanvanklik agtergebly, maar het later hulle ritme gevind en 'n sterk terugkeer gemaak om die oorwinning in te palm. Lionel Messi was weer die uitblinker vir Argentinië en het 'n belangrike rol in sy span se sukses gespeel. Sy spelvermoë, beheer op die bal en beslissende bydrae het gehelp om die wedstryd teen Argentinië se guns terug te swaai. Egipte het hard geveg en Argentinië vroeg onder druk geplaas, maar die Suid-Amerikaners het gewys waarom hulle as 'n gevaarlike span beskou moet word. Die wedstryd het groot opwinding gelewer en ondersteuners reg oor die wêreld op die punte van hulle stoele gehou. Vir Argentinië het hierdie oorwinning 'n belangrike morele hulpstoot gegee, terwyl Egipte kan trots wees op hulle strydlustigheid in 'n wedstryd wat vol drama en hulle doelwitte was. Die Deense fietsryer Mats Pedersen het Dinsdag die vierde skof in die Tour de France op 'n indrukwekkende wyse gewen, nadat hy in die laaste gedeelte van die wedren sy mededingers afgeskit het. Pedersen, wat vir die Lidl trekspan ry, was een van die groot wegbeekgroepe en het sy span sy uitstekende spanwerk benut om die oorwinning in Fox los te slaan. Sy spanmaat Quinn Simmons was tweede, terwyl Raúl García Pierna van Spanje derde geëindig het. Hierdie skof is in 'n uiters warm toestande met temperature naby 40 grade Celsius beslis. Die hitte het die ryers tot die uiterste beproef en die organiseerders moes ekstra veiligheidsmaatreëls tref om die deelnemers te beskerm. Hoewel Pedersen die skof gewen het die Noorweegse renjaer Torsten Truyen die gesogte geeltrui as algehele voorloper oorgeneem. Die junior Springbokke het Dinsdag 'n indrukwekkende vertoning gelewer toe hulle Wallis met 52 teenoor 33 in hulle laaste groepwedstryd in Tbilisi geklop het. Die Suid-Afrikaners het van die begin af met groot intensiteit gespeel en hulle aanvallende spel het Wallis onder geweldige druk geplaas. Die junior Bokke het verskeie goed afgeronde drie gedruk en hulle geleenthede uitstekend benut om 'n gemaklike voorsprong op te bou. Wallis het hard teruggeveg en daarin geslaag om oogpunte aan te teken, maar kon nie die tempo en fisieke spel van die junior Bokke ewenaar nie. Suid-Afrika se sterk voorspelers en vinnige agterlyn het deurgangs vir probleme gesorg. Die onder 18 Kruiwenweek uitslae lyk as volg: die Goue Leeu se 43 aangeteken teen die Bulle se 32. Die Weselike provinsie 15-tal het 52 punte gekry teen die Griffins se 33. Die Griquas het 38 teen die Pumas se 29. Die Grens het 36 opgestel teen die Valke se 14 punte. Vandag se bepalings begin om 10:00 en dan is die Luiperds teen die Limpopo Blou Bulle. Daarna speel Boland teen Oostelike provinsie. Die Vrystaat kom teen SWD te staan en in die laaste wedstryd van die dag speel WP teen die Haie. Al die wedstryde word op SuperSport 211 en 216 uitgesaai. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jy voertuigregistrasie namens jou waardig. Ons Veerberg vir die streek lyk so: Messina 1123, Polokwane 622, Lepalale 824, Mbombela 725, Mahikeng 722, Pretoria 822, Johannesburg 922, Ermelo 24, Kalahari 1223, Gaborone 1123, Richards Bay 1328, Pietermaritzburg 1128, Durban 1527, Port St Johns 1331, Pongola 1027, Maputo 1527, Bethlehem 418, Bloemfontein 720, Alabama 820, Welkom 820, Vryburg 622, Kimberley 1022, Appington 1324, Prieska 1223, Springbok 1024, Karasburg 1225, Keetmanshoop 1324, Mariental 1124, Alexander Bay 1120, Brandvlei 1224, Loederits Bay 1931, Vredendal 1124, Kaapstad 1320, Sutherland 817, George 1221, Jeffreys Bay 1120, Geberra 1121, Graafrenet 922, Kaaphooggelas 1019, De Aar 920, Monteno 717, Beaufort Wes 1121, Oos-London 1123, Mabalane 1327. Ons verkorte weerberig vir die dag lyk so: Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mpumalanga oggendmis op plekke, later gedeeltelik bewolk. Gauteng sonnig en koel. Noordwes provinsie sonnig en aangename temperature. Vrystaat koue oggend, sonnig gedurende die dag. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met 'n koel kusgebied. Die Oos-Kaap sonnig tot gedeeltelik bewolk. Die Wes-Kaap koel met gedeeltelike wolke en ligte winde sal voorkom. Noord-Kaap sal sonnig en droog wees. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.27 teenoor Amerikaanse dollar. 'n pond kos R21.75.
Die euro verhandel teen R18,59. Die Australiese dollar kos R11,29. 'n yen kos 10 sent. Die prys van platinum is $1,644. Palladium kos $1,272. Die prys van goud per fyn ons is $4,150. Die prys van silwer is $61,19. Brent olie se prys per vat is $71,99. Gedagte vir die dag: kies vandag om met dankbaarheid, vriendelikheid en deursettingsvermoë vorentoe te beweeg. Klein positiewe dade maak mettertyd 'n groot verskil. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.